Hemelse Vader, ons moet vandag afskeid neem van Tannie Rita en dit is vir ons almal seer en ongemaklik. Ons hou nie van hierdie totsiens sê ding nie. Dis nie vir ons lekker nie. Ja, dis ongemaklik. Maar dankie dat jy met die groot liefde vandag by ons gaan wees. Ek bid Here dat jy vir elkeen van ons 'n vader sal wees op wie se skoot ons kan klouter om sommer net naby u te wees. Dankie dat ons hand in u hand kan sit, Here. Amen. Jy kan rustig die plekke inneem, baie dankie. Ek wil een of twee praktiese reëlings tref net voordat ons begin met die diens. Die eerste is vir die ouens op Facebook live. Welkom aan julle. Onthou nou net, die musiek is gemute vir julle. Julle kan ongelukkig dit nie hoor nie. Dis net die musiek, die res van die pratery behoort julle te kan hoor. Dis terwille van kopiereg, Facebook kopiereg. Ons het nie 'n sê daaroor nie, so verskoon daarvoor. Vir die res van julle is so welkom vandag hierso. Vir julle wat hier voor sit, ek dink dis vir julle waarskynlik die moeilikste dag in 'n lang tyd in julle lewe. Om afskeid te neem van 'n ma, dis horrible op sy beste. Ek wil 'n storieetjie vertel, ek het vir Monica al vertel, net nie vertel toe hulle daar by my was. Goed, dankie baie. En net soos ek klaar is, dan kom sy na my toe, dan sê sy vir my, hoe gaan dit dominee? En dan sê ek vir haar, goed, dankie. En dan sê sy vir my, weet jy wie se ma is ek? En dan speel ek nou maar dom en sê ek, nee, ek het nou nie 'n idee nie. Man, Monica net is 'n ma, dit is altyd net dieselfde, elke maand wat ek daar aankom, is dit dieselfde, was baie spesiaal. Julle was vir haar incredible naby, julle kinders was vir haar regtig waar, ja, close to heart vir haar. En daarom is dit soveel moeiliker om vandag totsiens te sê. Al weet ons dis beter, is dit die regte woord, ek weet nie of mense dit so kan sê nie. Al weet mense dit het swaar gekry die afgelope ruk, is dit gaan stuk maklik om net te laat gaan nie. Baie welkom aan elkeen. As ons klaar is hier binnekant, gaan ons buitekant toe na die lijkswaar toe, en dan doen ons daar so wat ons by die graf sou doen, en dan is jy welkom om na die tyd so 'n bietjie tee en koffie te kom drink, en iets te eet, is jy so welkom om so 'n bietjie saam te kuier. Ek gaan nou so reël dat ons so begin. Ek gaan vir ons die slideshow speel, en direk daarna gaan ek Amazing Grace speel, en dan gaan ek vir jou kans gee, Monica, om die bedankings doen, en dan sal ek aangaan met die preek, en dan gaan ons weer 'n lied aan die einde doen.
almal, vir die wat my nie ken nie. Ek glo julle ken my almal. My ma se oudste dogter. Die soetste een. Ek wil net vir julle sê baie dankie. Baie dankie dat julle vandag hier is. Sy is vandag op 'n beter plek. Sy het gevra om te gaan. Ek sê dankie vir Dominee Gerard en die gemeente en vir Luipersvlei Ouerhuis, by wie sy so lank gebly het. Die laaste 3 weke het ons al geskuif, ek en Nettie, na Winds of Inspiration toe. Hulle was baie goed vir haar gewees. Hulle het baie mooi gesorg vir haar. En Sonja en Gloria en almal het ons elke dag het sy my gebel. En ek het haar ge-WhatsApp om te hoor hoe gaan dit met my ma, hoe gaan dit met die oefening en die alles. Maar die laaste week was net vir haar baie erg geweest. Sy het net elke dag meer en meer agteruit gegaan. So, en sy is nou by my pa. So, ek glo sy sit daar bo met 'n glimlag en kyk vir ons en dink, hoekom huil ons? Want nou vier sy die lewe daar. So, ons sê vir haar, ons is bly, sy is nou op 'n beter plek. Ek wil vir Showway sê baie dankie dat hulle vandag vir ons die begrafnisdiens doen, vir Marcel wat ons kom help het met my ma daar, met Ronel en Petro. Netcare 911 was baie vinnig daar gewees nadat Marcel en Leandie hulle gekontak het om vir na my ma te kom kyk. En almal van julle wat van ver af gekom het, ons waardeer dit verskriklik. Al die vriendinne wat sy gemaak het en vriende by Luipersvlei Ouerhuis. Ek weet julle gaan haar mis, want sy was altyd vol lewe en aan die gang. So dit was baie hartseer om te sien dat daai spirit van haar gebreek was. Ek wil vir Rista en Gerard sê baie dankie vir die foto wat hulle vir ons gedoen het. En dan vir al die boodskappe en oproepe wat ons gekry het in hierdie tyd. Dit was regtig lekker gewees. Nie altyd lekker om te hoor van mense wat jy jare laas mee gepraat het nie, maar dit was goed gewees om weer kontakte op te bou. My ma was vir iemand wat niemand se verjaarsdag, huweliksherdenking of enigiets vergeet het nie. So ek het oproepe gekry van mense wat sê, jou ma het my nie op my verjaarsdag geluk gewens nie, wat gaan aan? En ja, dit is hoe hulle moes uitvind, dat my ma's nie meer hier nie. En ek het daai boekie vir my niggie gegee vir Nadine, en ek het vandag vir haar gesê, sy het 'n groot taak wat vir haar voorlê. Sy gaan die tradisie volhou, om ons te onthou. Wanneer is dit ons huweliksherdenking? Wanneer is dit die kinders se verjaarsdag? Want ek beloof vir julle, sy het niemand vergeet nie. Haar werksmense wat sy met jou daarby was, sy het hulle nie vergeet nie. Hulle het my laat weet, hoor hierso, Karin sit in Namibië, sy het my gebel en gesê, jou ma het my nie geluk gesê op my verjaarsdag nie. So julle, asseblief Nadine, jy sal dit doen, hè? Jy sal daai gedeelte oorneem van my ma. En baie dankie nogmaals, ons gaan haar verskriklik mis. Terwyl jy so sit, gaan ek vir ons die begrafnisbrief voorhou. Ons ma, ouma, tannie en vriendin, ons neem afskeid met swaar harte, maar ook met diep dankbaarheid vir die voorreg om jou in ons lewens te kon hê. Rita, jy was 'n standvastige en onafhanklike vrou. Iemand op wie ons altyd kan staat maak. Jou krag en deursettingsvermoë het almal om jou geïnspireer. Saam met Pa John het julle 'n lewe van avontuur en reis gelei. Oral waar jy was, het jy spore van liefde en vriendskap agtergelaat. Jy het mense se harte maklik gewen. Jou vriendelikheid en warmte het elke ontmoeting in 'n lewenslange verbintenis verander. Jou kleinseuns was jou grootste trots. Jy het hulle laat voel asof hulle die middelpunt van die wêreld is. Geen verjaarsdag of huweliksherdenking het ooit ongemerk verbygegaan nie. Jy was altyd die eerste om geluk te wens, met opregte liefde en opwinding in jou stem. En wie kan jou terte vergeet? Jou yoghurttert was legendaries. Altyd die eerste ene wat opgeëet was by 'n familiebyeenkoms. Jy het met jou kos nie net 'n maag gevul nie, maar jou harte ook. Ons gaan jou ongelooflik mis. Ons hoop en glo dat jy en pa 'n heerlike Texan braai gaan hê, met 'n vuil Coke in die hand en glimlagte op hulle gesigte.
Rus Sagriets, jou liefde leef voort in elkeen van ons, met liefdevolle herinnering van al die familie en die vriende. Ek wil 'n Psalm met ons saam lees, een wat ons nou baie goed ken, Psalm 23, en dis eintlik vir my so half problematies om oor hom te preek, want ons almal ken hom so goed. Ek het net toe ek in die bediening begin het, 30 plus jaar terug, het ek 'n ou se proefskrif gelees vir sy doktorale graad oor Psalm 23. En dit was so dik, by die 400 bladsye proefskrif met verwysings en dit alles wat nou in 'n PhD moet inkom. En in sy voorwoord skryf die ou toe 'n belangrike sinnetjie. Hy sê hy vermoed Dawid was voorbarig om Psalm 23 6 verse lank te skryf. Hy het eintlik net vers 1a nodig gehad. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy sê die res kon hy maar gelos het. Maar toe skryf hy, dalk is dit net so voorbarig van hom, die ou wat die boek die PhD geskryf het, om enigiets oor Psalm 23 te skryf, want wat meer kan jy nou skryf? Alles is presies daar. Eintlik is vers 1a genoeg. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Is vir ek en jou daai. Dis vir tye soos nou. Is vir tye waar die bodem uitval. En as jy my nou nie glo nie, oor 2 weke is dit Moedersdag. Is dit 2 weke, 3 weke? Daai Sondag is dit 1 kaartjie minder, 1 oproep minder, 1 ontbyt minder, 1 persentjie minder. En dan skielik tref die realiteit ons en besef ons, Dawid het reg geskryf. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie, maar dis dor en droog hier rondom my. So daarom skryf Dawid, hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paai tot die eer van sy naam, selfs al gaan ek deur die dal van doodskade wees, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Ek dink ons lees hierdie Psalm hopeloos verkeerd. Dink jouself en jy's Dawid. Dawid is dalk een van daai nagte wat ek en jou ken. Jy gaan slaap 9:00, 10:00, 11:00 in die aand, en jy by 2:00, 3:00 skrik jy wakker. Pap nat gesweet, jou kussing kan jy nie uitdraai, want jy's gesweet en gestres, en jy weet nie wat jou wakker gemaak het nie, maar jy kan nie meer nie, jy weet nie meer wat se kant toe nie, jy weet nie meer of jy herwaarts of derwaarts gaan nie, waar gaan jou finansies heen, waar gaan jou verhouding met jou vrou of jou man heen, waar gaan ek sonder my ma, een van daai nagte. En ek dink Dawid staan op, en hy gaan loop, boop sy paleis, was die in vandag se tyd sou ons dit die Lapa genoem het, sy kuierplek was bo op die paleis se dak. So ek vermoed hy gaan stap op die paleis se dak rond, op soek na antwoorde, hy kan nie slaap raak, so hy probeer iewers 'n antwoorde kry vir wat gebeur, en onthou nou, Dawid se huis is nou nie hierdie perfekte huis nie, dis maar 'n gemors, dis lelik om te sê, maar sy huislike omstandighede is maar 'n gemors. Kom ek vertel jou 'n storie, hy het 'n affair met die buurvrou. Psalm 51 is waar hy weer terugkom by die Here, maar dis erg. Dominee Nathan kom doen huisbesoek en sê vir hom, hy ou, jy's die ou wat 'n probleem het. En dis nie dat hy 'n affair het nie, hy organiseer ook 'n huurmoord teenoor die man van hierdie vrou. So hy's indirek betrokke by 'n moord en by 'n affair. Sy gesinslewe, sy kinders, dis deurmekaar, hè? Dis nou eers 'n gemors, as ek dit nou mag sê. Sy oudste seun verkrag sy dogter. En weet julle, die ergste is, al wat hy skryf oor daai hele insident nadat hy uitgevind het, is, en Dawid het kwaad geword. Can you believe it? Die man wat die koning der konings is, hy het net kwaad geword vir sy oudste seun wat saam met sy sussie geslaap het. Nogal met 'n triek gevang ook, is 'n hele interessante storie wat 'n mens nie vir jou kinders moet vertel nie. Boetie nommer 2 is so kwaad dat hy vir boetie nommer 1 doodmaak. En ook sommer vir pa wil doodmaak. En boetie nommer 2 sterf nadat hy sy pa jag en in 'n bos sy hare vashak en daar sterf Absalom. En boetie nommer 3 word as die volgende koning, Salomo. So ek vermoed hy dit wat ons baie dikwels het, slapelose nagte gehad oor sy eie lewe
en oor sy gesin se lewe. Die land gaan oukei, die belastings kom in, die weermag gesterk, daar's dit oukei, maar hier's op binnekant, at home, not so good. En daarom loop hy dalk op die lapa rond, al in die ronde, en iewerster stop hy, en as jy die prentjie van die stad het, dan is in die stad hoë mure, en die paleis is die enigste plek, wat hoër is as die mure. So hy kyk oor die mure uit, en dan dink ek, sny deur ver in die verte, sny, daar's 'n vuurtjie wat brand. En skielik tref dit hom, daar was 'n tyd in sy lewe, 20, 30 jaar terug, toe hy ook skape opgepas het. Toe hy ook nie in die nag in 'n paleis of in 'n stad gebly het nie, maar iewers het die skape deur ver opgepas, en hy besef, dis die prentjie wat ek moet hê. Daar buitekant het ek geweet, die Here kan vir my sorg, hy alleen. En nou, steeds dieselfde. So kom ek vertel vir julle van 'n liedjie. Seker so 20, 30 jaar terug, kom maar 'n liedjie op die Afrikaanse mark, wat eintlik 'n Amerikaanse agtergrond het. So ek wil hê jy moet die Amerikaanse agtergrond verstaan. Dit speel af hierso in die 40er jare van die vorige eeu, waar die liedjie geskryf is. En jy moet in jou kop sien, dis hierdie groen, is die Southern Bible Belt van Amerika, dis waar die meeste kerke was, hier rondom die suide van Amerika. En daar is hierdie groen veld met so spierwit kerkie. En as jy so nader kom, dan is daar 'n klomp, kan ek dit sê, negers, wat daar so bymekaar is, dis hulle kerk. As jy by die deur instap, dan staan daar 'n pastor voor met so 'n spierwit pak, met so, ek weet nie, partykeer 'n blou sakdoekie wat jy uitsteek met dieselfde blou das, en hy het 'n 3 stuk pak klere aan, partykeer sommer 4 stuk, maar hy staan daar so, hy so 'n ronde oom, en hy preek like mad. Hy het 2 sakdoeke, hierdie enetjie wat vir die show daar is, en die ander wat sy sweet afvee. En dis hoe hierdie pastor preek. Maar agter die pastor is daar 'n koor wat staan, 'n klomp swart dames wat daar staan om te sing, en hulle word begelei deur die pastor se vrou. En dis die prentjie wat jy in jou kop moet kry. So as jy nader kom, dan hoor jy hierdie koor en die pastor, hoor jy hulle sing en preek, en die preek wat hulle sing is 'n baie mooi liedjie, He's got the whole world in his hands. Jan de Wet het hom Suid-Afrika toe gebring, 30 jaar terug, met hy hou die hele wêreld in sy hand, oupa en vir ouma, kleinste fynste babatjie, grootste dinosaurus, hier's dan nog boetie en sussie, hy hou ons almal in sy hand. Great song. En ons leer dit vir ons kinders. Well done. Maar ons groot mense vergeet dit. Ons vergeet dat God almal van ons in die holte van sy hand hou. So dalk wil Psalm 23 weer vir jou sê, kom sing weer 'n song van, die Here is my herder, ek is in sy hand, ek kom niks kort nie. Ons, ek wil vir julle te sê nie, maar die lewe is te mekaar, hè. Behalwe nou dat ons vandag roudiens hou en afskeid neem van Tannie Rita, weet ons die lewe daar buitekant is wild. Hierso is dit veilig en half beskermd in die kerk, want hierso is almal dink ons dieselfde, ons preek uit dieselfde Bybel uit, en ons doen dieselfde songs, en ons is so by mekaar of warm gekoester. Maar as jy jou voete buite hierdie palisade van die kerkgebou sit, dan is dit 'n scary plek. Dan moet jy terug gaan werk toe. Of dalk is jy gelukkig om nog vakansie te hou vir hierdie week. Maar jy weet jy moet maandag weer jou baas face en jou coworkers face. Of, en dis is sad, of jy het nie werk maandag nie. Of jou verhouding met jou vrou of jou man is op wankele fondasies. Dis touch and go. Of met jouself, jy worstel met jouself. Hoekom gebeur hierdie goed met my? Hoekom doen ek hierdie stupid goed? Hoekom is ek gehoek op hierdie addictions of hierdie habits? Wat gaan aan my lewe? Hoekom kom ek nie uit nie? En dis hoekom Dawid hierdie ding skryf en sê, maar ja, miskien is dit omdat ek self in beheer van my lewe is. Miskien moet ek net let go and let God. En ek weet dit klink baie easy om dit hier voor te staan en sê, asof ek nou nie deel is van die lewe ook daar buite nie. Maar glo my, dis nie die waarheid nie. Ons almal suffer met hierdie ding wat ons noem lewe. Life
happen. En ons weet nie altyd hoe met hierdie lewe gebeur nie, hoe ons dit doen nie. Want Dawid sê, in hierdie woestyntyd, dit is wat hy beskryf nie, in hierdie woestyn, al wat hy sien is sand, en sand, en sand, en sand. Dis hoe 'n woestyn lyk. Maar dankie tog, daar in die woestyn, tussen die sand, het ek geleer ek kan op God vertrou, hy sal my na die waterputte toe neem, waar ek gaan water in die oasis toe. Hy sal my op die regte pad lei, hy sal my GPS in sy hand, in my hand druk, my sê, dis die pad waarin jy loop. Hy sal my help, selfs deur die dal van doodskade weer. Dis 'n baie mooi beeld, wat ons nie altyd meer verstaan nie. As jy tussen Jerigo en Jerusalem beweeg, dan gaan die pad in 'n donker gedeelte deur 'n kloof, waar daar loodregte kraans aan jou regterkant en aan jou linkerkant is. Die pad word ook, in moderne taal, sou dit 'n enkel voertuigbreedte deurgang wees. Jy sou nie met dubbel kan deurgaan aan al twee kante toe nie. So jy het geweet, as jy daardeur gaan, is jy op jou eie aangewese. Die hijackers het ook geweet daarvan. Hulle het geweet as hulle wil oorval, dan is dit daardie plek. Jy kan nie regs nie, want dit is loodregte kraanse, jy kan nie links nie, jy kan net vorentoe of agtertoe. En daar het hulle vir jou gewag. Die struikrowers het daar vir jou gewag. Die verhaal van die barmhartige Samaritaan wat ons in die Nuwe Testament kry, het waarskynlik daar afgespeel. Dis waarskynlik waar die ou oorval is en waar die leviet en die priester aan die ander kant verbygegaan het. So eintlik is die gedeelte sê daar, selfs al face jy die dood met kanker, of al face jy bankrotskap, of al face jy 'n egskeiding, of al face jy, ek gaan soek ons nou maar aangaan om dit te noem. Ek is veilig in die Here se hande. Daar staan ek in sy regterhand, wat sy sterkhand is. Hou hy my vas. Ek het gewonder hoekom ek vanoggend hierso. Gisterand, terwyl ek by my studeerkamer tafel gesit voorberei het, ek wonder wat moet ek kom sê? Vir wie is die boodskap? En nou ken ek 'n paar gesigte. Ek ken 'n paar stories agter die gesigte. Ek sal nie alles vertel nie. Ek ken baie van julle glad nie, van geen kant af nie. Dalk al gesien, dalk ken julle my, dalk nie. So eintlik het ek vir 'n soort van 'n, verstaan my reg, 'n blinde gehoor voorberei. Die Here 'n boodskap in my hart kom plaas om vir julle te gee, terwyl ek nie geweet wie julle is nie, maar hy geweet wie julle is en dat julle hier gaan wees. En ek glo my hele hart, die Here se boodskap is, relax. Ek is steeds in beheer. 'n Begrafnis is 'n slegte ding om te doen. Die bediening love ek love it om met mense te werk, om te preek. Ek het nog nooit gesukkel om te preek nie. Ek geniet dit regtig waar. Nee, dit was nie altyd so gewees nie. Ek het baie gesuffer in die begin, maar ek geniet dit om te preek. Dit is my regtig lekker. Dit is vir my 'n hoogtepunt van my bediening. Dit is vir my lekker om mense te trou. Môre het ek weer die voorreg om iemand te trou. So is my lekker. Ek hou nie van begrafnisse nie. Maar tog, die lekkerste ding wat ek kan doen in my bediening, kan ek by begrafnis doen. En dis om die volgende te veel te sê. Hoekom kan ons relax? Want 2 weke terug het ons Paasfees gevier. En wat het sê Paasfees? Paasfees sê, die Here het opgestaan. Jy hoef nie te worry nie. Julle het dit nou gesê, Tannie Rita is by die Here. Wil sy terugkom? Dit lyk my die Bybel sê nee, hulle wil nie. Dit lyk my dis nice aan die ander kant. Ons weet nie hoe dit lyk nie. Ons het so 'n paar prentjies, so 'n paar eintlik is ek 'n klein prentjies, ek 'n thumbprint prentjies oor hoe aan die ander kant lyk. Openbaring gee vir ons 'n paar, en 2 Tessalonisense gee vir ons 'n paar, maar dis net seker wit klere en goue strate en baie water en kore wat sing. Ek weet nie hoe dit lyk, ek verstaan dit nie. Ek weet dit gaan wow wees. En dat mense nie wil terugkom die kant toe nie. In Lukas is daar 'n mooi verhaal waar 'n ou wil terugkom om sy broers te waarsku. En dan sê Jesus vir hom, nee, hy kan nie. Kan nie kom waarsku nie. En dan bly hy daai kant. Maar ek en jy is die ouens wat sukkel. So ons kan bly wees van ons hiernamaals, 'n hemel. Net 'n reminder. Ook 'n hel, né? Ek wil nie hiermee enige
ou bang praat nie. Maar mag jy net besef, dis of hemel of hel, en die keuse moet jy neem hierdie kant van die dood. Maar kom ons praat oor waar ons is. In hierdie woestyntyd, sê die Here, ek sal by jou wees. Trouwens, eintlik het Dawid weird geskryf met hierdie Psalm. 4 verse wat hy sê, in die woestyn sal jy dit maak. You will survive. Maar dan spring hy na 'n totaal ander prentjie toe in vers 5 en 6, waar hy sê, jy gaan nie net survive nie, jy gaan ook thrive, om met die Engelse woordspeling te gebruik. Jy gaan net maak nie, jy gaan die lewe in sy oorvloed beleef. Kan ek dit vir jou lees? Gaan so. U laat my, dit is nou weg van die woestyn af, net daai bladsy is omgeblaai. Nou sit skielik by hierdie groot banket. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders by die venster staan net kan toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas, soos 'n VIP. Ek word oorlaai met hartlikheid, my beker loop oor. Hou vas, ek gaan nou daai prentjie verduidelik. U goedheid en u liefde sal my lewe lank met my bly. So hy sê, ek het baie keer gaan ek survive, maar ander keer gaan ek gaan too much hê. Die beeld hierso is 'n vreeslike mooi beeld. As die beker loop oor, ons ken hom as 'n klomp boere waar die koppie koffie oorloop in die pierentjie en dan drink hulle die pierentjie uit, maar dis nie die beeld wat daar gebruik word nie. Sien nou maar dit gebeur dat ek by Boet gaan kuier. Boet nooi my vir 'n braai, ek gaan kuier by hom. Sy job as gasheer is om te sorg dat my wynglas vol bly. So elke keer as hy sien dit begin so by half kom, dan staan hy spontaan op van die bottel wyn en gooi weer vir my 'n bietjie in. As hy nou later van tyd hier by 10:00 se kant, alhoewel Boet se laat ou, 12:00 se kant besluit hierdie party is nou verby, dan gooi hy weer vir my in, maar hy gooi volgende keer vir my 'n bietjie minder in. En dis die subtiele hint of my te sê, okay, die party is nou verby. Jy moet nou huis toe gaan doen, nie? Wat gebeur hierso? Die Here like so ons teenwoordigheid, dat hy gooi ons beker loop letterlik oor. Hy wil nie hê jy moet hy toe gaan nie. Hy wil hê jy moet by hom bly. En dis die beeld wat hy gebruik. Daarom is die Afrikaanse vertaling van die 83 vertaling waarskynlik korrek as hy sê ek word oorlaai met hartlikheid. Kan ek jou net so 'n bietjie laat forward so 800 jaar na Jesus toe. Net so voordat hy weggaan, praat hy met die disippels 'n baie intense gesprek tussen Johannes 13 en 17. Hoofstuk 15 sê hy, die duiwel het gekom te steel, maar ek het gekom sodat julle die lewe kan hê. En nou die volgende. En dit in oorvloed. Too much. Ek like julle so baie, julle moet altyd by my bly. En dis my versigtiging vir julle. Vers 1 tot 4 sê julle gaan survive. Vers 5 en 6 sê julle gaan thrive. Hoe gaan ons dit reg kry? En dis die laaste stukkie van vers 6. En ek sal tuis wees in die huis van die Here. Praat ons van 'n kerk? Nee, glad nie. Ons praat van die teenwoordigheid van God. Dit sluit sekerlik die kerk in. Die Latyn in die Coram Dei, in the presence of God. Dis waar ons kan asemhaal. So hier kom die prentjie in net dop. Die Here sê vir ons op my skoot. Hierso gaan jy rus kry. Hier gaan jy vrede kry. Jy gaan hartseer wees, jy gaan kwaad wees, jy gaan huil volgende week, die week daarna met Moedersdag. Jy gaan volgende week nog huil. Jy gaan nog 'n jaar lank huil. Jy gaan na prentjies kyk, jy gaan hierdie video oor en oor speel. Jy gaan songs onthou van wat sy gedoen het. Jy gaan haar yoghurtert weer 'n keer self moet probeer maak en 'n mislukking daarvan maak en bid dat sy moet terugkom. Jy gaan nog verskriklik baie, maar die Here sê, "Oké, kom sê doen dit hierso." Hoekom? Dawid, Gerard, ek is jou herder. Ek sal by jou wees. Hy hou die hele wêreld in sy hand, vir my en vir jou ook. Dankie Here dat U vir ons vashou in die holte van die hand. Ons verstaan daar niks van af nie. Ons is dom. Ons kan nie dink dat U vir ons so oorvloei met goedheid nie. En tog doen U dit. In oormaat.
Ek bid Here dat U regtig by elkeen van die kinders sal wees. By Nettie, by Monica, by Janko, dat jy hulle sal vashou en vasdruk en net sal dit besef dat U hulle God is. By elkeen van die skoonkinders, van die kleinkinders, van die familie, van die vriende, van die kennisse. Ons kan saam met Paulus uitroep, dood, nou waar is die oorwinning? Waar is die gif, waar is die angel? Jy het die gif kom uithaal, toe die dood deurbreek het en opgestaan het. Aan U kom die lof en die eer toe. Amen. Ekskuus Henko, te word jy sommer Janko in die gebed, ekskuus daaroor. Kom ons staan, dan gaan ek vir ons die seën uitspreek voordat ons die draer se name uitroep. Mag die Here se genade en sy liefde by ons elkeen wees en bly. Dis 'n present wat jy kry
As God sê, ek gee myself as Vader en Seun en Heilige Gees vir jou, ek sal jou herder wees. Amen. Die draers wat by die kerk gaan uitdra, julle kan vorentoe kom, Henko en John en Enrico en Tian en Corneille en Marcel. Die wat ingedra het, was nog steeds Henko en Boet en John, Enrico, Corneille en Tian. Maar die draers wat nou gaan uitdra, Henko, John, Enrico, Tian, Corneille en Marcel.